Goeienaand, welkom by ons aandgodsdiens. Ons gaan vanaand voort met ons skriflesing uit 1 Petrus en vanaand lees ons uit hoofstuk 3 vanaf vers 8 tot 12. Nou ons staan weer aan die begin van 'n nuwe week wat ons verseker weer sal toets as gelowige mense. Nie net in wat ons doen nie, maar ook in wat ons sê. Verseker sal elkeen van ons in hierdie week ook in 'n situasie kom waar daar woorde gerig word tot ons of waar dinge aan ons gedoen word, waar ons voel ons wil hard terugkap. Ons wil terugslaan met ons eie woorde. As iemand iets verkeerds teen jou doen of iets verkeerds teen jou sê, dan is dit mos maar hoe 'n mens voel. Maar hier roep die Here sy kinders om anders te praat. Luister wat sê 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. En uiteindelik, wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Hier sê Petrus vir ons hoe mense moet praat wat aan die Here behoort. Mense van die wêreld se taal is dikwels vol belediging, vol kwaadpraat, skinder, leuns, woorde wat mense teen mekaar opmaak. Gelowiges sê hy moet nie so wees nie. Gelowiges moet nie kwaad met kwaad antwoord nie. Hulle moet nie skeldwoorde met skeldwoorde antwoord nie. Hulle moet inteendeel mekaar seën, ander mense seën. Hulle moet die waarheid praat. Hulle moet vrede najaag. Hulle moet woorde praat wat pas by mense wat aan die Here behoort. En in vers 12 sê hy, hoekom hy so sê? Hy sê, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Die Here luister na die regverdiges, hy luister na hulle smekinge. En die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, sê hy. Hy vergeld hulle vir hulle dade. Hy luister, hy sorg vir die regverdiges en hy vergeld die kwaaddoeners. Daarom hoef jy nie met jou woorde wraak te neem nie. Jy mag jou saak maar in die hand van die Here los. Laat jou woorde wat jy gebruik, daarom ook wys aan wie jy behoort. Kom ons bid saam. Here, hier op die eerste dag van die nuwe week wat voor ons lê, bid ons dat U hierdie woorde in ons sal bewaar. Ons bid dat U ons sal bewaar van skinder en hardpraat, van halwe waarhede, van woorde wat mense stikkend moet sny. Help ons om nie te praat asof ons van die wêreld is nie. Leer ons om die waarheid te soek en die waarheid te praat. Leer ons om vrede te soek, ook met ons woorde en met ons taal. Leer ons om te seën eerder as om terug te kap. Dankie Here dat ons kan weet dat U sien, dat U ook sien wanneer ons verontreg word, dat U hoor wanneer ons tot U roep. Dankie dat ons nie self met ons woorde hoef te probeer om wraak te neem nie. Laat ons woorde dan ook hierdie week wys dat ons aan U behoort. Amen.